Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies. Nou, ons praat nie graag oor die dood nie, maar min mense besef dat swak boedelbeplanning families finansiëel kan vernietig. Philip Silje, 'n regskenner wat spesialiseer in boedels en testamente, en Gabriel Appello van Capital Legacy sluit vandag by my aan om te bespreek wat werklik gebeur wanneer iemand sterf. Welkom julle. Goeiedag. Baie dankie. Gabriel, kom ons begin so by jou. Capital Legacy en natuurlik eksekuteurs, wat natuurlik, jy weet, boedels optrek en ook beredder in jou taal. Vertel ons self 'n bietjie meer, jy weet, wat behels eksekuteurs? Kyk, wat ons doen as 'n begin by eksekuteurs en by Capital Legacy is, ons gee vir elke persoon aan buitekant 'n testament. Om seker te maak die testament is geldig, dat dit 'n uitvoerbare testament is en dat ons dit natuurlik in veilige bewaring ook kan hou, sodat wanneer daai persoon dan afsterwe, ons die regte dokumentasie het. Dis baie interessant. Okay, maar Philip, kom ons beweeg oor na jou toe. Jy's nou meer aan die regskant, jy weet, van boedels en so aan, en jy spesialiseer daarin. Jy het al welke stukke ook geskryf rondom boedels en die algemene beplanning rondom dit, en jy gee ook baie graag opleiding, jy weet, vir as 'n professionele, kom ons sê, amptenaar, jy weet, wat boedels behartig. Maar wat doen jy oor die algemeen in praktyk? Ek doen alles rondom boedels en al die goedjies wat daar rondom gaan. Trusts en boedels en al die fiduciêre goed loop maar gewoonlik so saam. Dit behels dan die boedelbeplanning, die opstel van testamente, opstel van trust, die registrasie daarvan, dan ook die boedeladministrasie. En dit kan selfs so ver gaan soos die dispute oplos van uit boedels uitkom. Boedellitigasie loop ook saam met dit. So al die goeders wat met boedels te doen het en die regsaspekte daarvan is dan wat ek sal behartig. Okay, great. As daar nou 'n testament opgetrek is, okay, die boedelbeplanning is nou vooraf gedoen, die testament is nou natuurlik, jy weet, in die hande, kom ons sê, van die, kom ons sê, testateur of die testatrice of die familie self. Wat is die eerste regsstap wat gebeur indien daar nou 'n afsterwing gekom het binne-in? Kom ons sê nou een van julle opgetrekte testamente, as by julle begin, Gabriel? Voordat jy begin met die boedelproses, moet daar dan 'n amptelike doodsertifikaat uitgereik word. Dan is daar 'n hele proses wat ons deurgaan om by die begunstigdes en familie te sit om inligting te kry, waarna ons dan aansoek doen om 'n eksekuteursbrief by die meester te kan ontvang. En eers daarna kan mens amptelik begin optree namens 'n boedel. Philip, na jou toe. So met ander woorde, hoe hanteer julle praktyk? Is julle maar more or less the same? Is dit maar 'n tipe van 'n standaard praktyk wat plaasvind eers, jy weet, voordat jy eksekuteurs-aanstelling kan vind? Die meester sal net 'n eksekuteur aanstel as daar so 'n legio vorms is wat ingevul moet word. Dit is ongelukkig 'n baie vervelige proses. Maar dit is 'n nodige proses om saam met die familie dan te sit, al daai vorms in te vul, die kry van die doodsertifikaat, kry van inligting, bates, laste en al die goeders gaan voor die tyd al uitgevind moet word en in inventaris ingevul word wat dan aan die meester gerapporteer word, waarna die meester dan nou die eksekuteur sal aanstel. In die afgelope tyd was daar baie uitlatings rondom die algemene meesterskantoor. Jy weet, en dat daar probleme was, jy weet, daar's backlogs, daar's eenvoudig net te veel werk en daar's basies, jy weet, selfs leers wat wegraak tot 'n mate. Jy weet, en dan moet ons weer die proses van vooraf begin. Is dit wel so, of is daar, jy weet, wat ervaar julle in praktyk? Die wet vereis eintlik net 2 dokumente moet oorspronklik ingedien word by die meester. Dis 'n testament en 'n akte van sekerheid. Nou vir jare was dit so gewees dat mens alles fisies moes gaan indien het, maar die meester het van so 2 jaar terug af 'n digitale stelsel gemaak, ten minste vir die aanstelling van eksekuteurs, waar mens soms gewag het maande vir eksekuteurs aanstellings. Die dames wat daar werk met daai aanstellings is regtig beperk in wat hulle doen. Die meesterskantore is staatsinstelling, en soos ek altyd sal sê, die wiele van die staat draai ongelukkig baie stadig. Daar's amptenare wat daar sit, wat regtig goed is in wat hulle doen, daar's amptenare wat daar sit, wat ek dink net 'n salaris trek en nie hulle werk doen nie. So dit is die ongelukkige realiteit. Partykeer kry mens dit goed vinnig, partykeer nie. Ja. Die ding van daai oorspronklike dokument speel 'n baie groot rol wat hy speel. So byvoorbeeld, julle sal die custodianship dan behou van die testament en 'n kopie gee vir 'n kliënt, met ander woorde, om die verantwoordelikheid eerder by julle dan te hou. Wat gebeur byvoorbeeld as 'n kliënt sy eie testament wil hou en daai testament raak verlore? Jy weet, as dit nou kom by registrasie. Wat gebeur in praktyk dan by julle, en dan vloei sommer die vraag daar na jou kant toe ook, Philip? Die realiteit is, as daar nie 'n oorspronklike testament is nie, kan jy nie 'n kopie van 'n testament ingee en dit net sê dit is die oorspronklike hierdie en hanteer dit so nie. Daar is ongelukkig nie 'n manier. So as dit weggeraak het, dis juist wat ons probeer vermy.
Philip, net aan jou kant, dieselfde vraag. Hoe hanteer 'n ou dit, jy weet, dan nou van 'n interstaat perspektief af, maar jy wil basies nog steeds daai boedel beredder? Okay, so as daar nie 'n testament is nie, dan sit mens gewoonlik met die familie of anders gestel, as jy net die afskrif van 'n testament het, nou nie die oorsprong nie, dan sit ons met die familie om te besluit wat wil hulle doen vorentoe. Ja. Een opsie is, jy kan 'n Hooggeregshof aansoek bring met testamente laat kondoneer. So dan as met dan op die interstate erfreg terugval, sal die volgende vraag wees, hoe staan ons dan die eksekuteur aan? En die boedelwet, artikel 18 van die boedelwet skryf gelukkig 'n hele proses voor oor hoe word sulke eksekuteurs dan genomineer deur die erfgename en dan staan ons die eksekuteur aan. Daai woordjie kodesil. Daai is nog 'n jokkertjie wat ons al baie kere ook gesien het in praktyk. Pa het vir ma so gesê, ma het vir die kinders so vertel en kleinkinders weet ja, hulle kat, as jy dit so wil noem, is ook daar ingebou. Maar dan kom die tannie of iemand daar van die kant af, jy weet, op die oorspronklike tipe van testament en sit die kodesil voor en sê, luister maar, oom Jan en ek het nou al 'n geruime tyd ry ons saam in die bakkie, jy weet, dorp toe en hy het net maar besluit hy gaan vir my ook 'n gedeelte gee van hierdie boedel. Hoe hanteer julle dit in praktyk? Ek dink ek wil hom eers gooi hier na jou toe, Philip. Jy weet so. 'n Kodesil is solank as wat hy voldoen aan die vereistes van die wet op testamente, is dit 'n testament en jy as eksekuteur moet hom uitvoer. Jy het nie 'n keuse daaroor nie. Maar tog, Gabriel, kom na jou toe kan gooi, as ek 'n kodesil op die tafel neerbring, tog 'n kodesil wat 2 of 3 jaar na al in die kas lê en hy word nou afgespeel en intussen het die kliënt byvoorbeeld weer 2 of 3 keer kom ons sê veranderinge gemaak in sy oorspronklike testament, is daai kodesil dan nog eintlik geldig? Dit hang af van jou testament. Ja. Baie keer soos ons testamente, die klousule wat ons insit is ek is uit Afrikaans uit die revocation clause. Ja. Wat ons sê alles wat geteken is voor hierdie spesifieke Vervang nie. datum word vervang deur hierdie dokument. So alhoewel ons dit voorstel, is daar tye en plekke wat jy dit dalk nie sal insit nie of jy sal die bewoording verander. Want daar is dalk 'n ander dokument soos byvoorbeeld 'n kodesil wat jy wil in ag neem. So eintlik tegnies gesproke as ek 'n kodesil inbring, jy weet na die tafel toe, maar die kliënt het weer intussen na daai kodesil 'n ander testament weer behartig of gedoen of wat ook al, is hy nie veronderstel om dan die kodesil te vervang nie, Philip? Ja, jy slaan die spyker op die kop. So as die nuwe testament inkom en hy herroep die vorige testamente, dit sluit in 'n kodesil. So 'n kodesil is eintlik net 'n testament. Okay. En hy herroep net die vorige testamente waar daai kodesil ook herroep. Daar leer ek ook toe nou iets. Dankie vir julle manne. As hy bly ingeskakel, want net hierna bespreek ons hoe iets so eenvoudig soos jou geliefde se laaste wense baie vinnig, baie ingewikkeld kan raak. Hierdie is Wins of Verlies en vandag praat ons oor 'n moeilike onderwerp, boedels en testamente. En iets wat eintlik eenvoudig moet wees, kan baie vinnig ingewikkeld word. Alright manne, Gabriel, kom ons begin so by jou. Wat is die tydperk wat 'n boedel eintlik veronderstel is om basies weet te neem van begin tot afhandeling en wat sien ons eintlik in die mark op hierdie gegeewe stadium? Jy weet op 'n average, jy weet so, en watse faktore speel eintlik 'n rol wat hierdie hele ding kan kom ons sê langer laat vat as wat dit veronderstel is om te wees. Van ons kant af probeer ons 'n boedel tussen 9 maande en 12 maande af te handel. Jy kry natuurlik verskeie faktore wat dit kan beïnvloed. As jy kyk na hoeveel besighede daarbey betrokke is, of daar uitstaande leningsrekeninge is, of daar uitstaande opgawes by SARS is byvoorbeeld, of daar wetprobleme is. So daar's so 'n eindige lys van wat hierdie proses kan verleng. As jy kyk na vuurwapens, ons kan dit nie gelisensieer kry nie, want dit is gegee aan iemand wat dit nie regtig kan kry nie. Daar is soveel goed wat kan inkom, maar as jy kyk na 'n testament of 'n boedel wat eintlik gemaklik kan vloei, dan kyk ons on average omtrent na 9 tot 12 maande om dit af te handel. Daar is 'n tendens byvoorbeeld, jy weet waar boedels baie keer tot 3 tot 5 jaar selfs neem. Maar ek neem dan maar aan, jy weet van Gabriel se kant af, maar dis meer 'n tipe van kompleks boedels, jy weet waar daar byvoorbeeld nie 'n pretty straightforward boedel is nie, maar daar's byvoorbeeld maatskappye, aandele wat so koop en verkoop ooreenkomste en allerlei betwissings wat saam met dit ook nou gepaard gaan. Hoe hanteer julle op praktyk, jy weet, sulke tipe van komplekse boedels en dan ook om die kliënt se verwagting natuurlik te bestuur? As daai familie voor my sit, dan bespreek ek al tydlyne met hulle. Dat hulle van die begin af weet wat dit is wat voor lê. Hierdie gaan nie 'n dag of 2 neem noodwendig nie. Ek stem saam met Gabriel dat dit neem gewoonlik 6 tot 9 maande of 9 tot 12 maande afhangende van die kompleksiteit.
Maar die realiteit is, dis nie eers noodwendig die kompleksiteit wat dit laat lank vat nie. Dit kan eenvoudige goeders wees. Dit kan eenvoudige boedels wees, wat ook soms lank neem, want daar is net een hakplek hier. Dit is gewoonlik maar weer eens of die meester, of dit is SARS, wat baie keer maklik die goedjies lank vat, maar dit kan ook iets wees soos daar's 'n eiendom wat moet verkoop en mens kry eenvoudig net nie kopers nie. En dan vat dit tyd. Maar wat 'n komplekse boedel aanbetref, ja, dit is gewoonlik 'n faktor wat in ag geneem word en dit kan die boedel laat heelwat langer vat as wat dit. As mens prakties rondom dit werk, is daar maniere hoe mens daarom die familie kan uitsorteer voor die tyd. Mens het opsies soos om vervroegde uitkerings te maak aan erfkundige name. Daar's niks in die wet wat dit keer nie, maar mens doen dit op sekere risiko en daar's baie faktore wat in ag geneem moet word met dit. Of mens kan selfs 'n eerste L&D-rekening indien en dan daai bates wat die ding wat die boedel ophou, sal mens dan net in 'n tweede en finale L&D-rekening dan uitsorteer op Wat die verstaanbaar is. Wie is bylas? Ja, dit is jy praat van groot en komplekse boedels en ek dink daar is 'n bietjie van 'n mite dat dit is al boedels wat lank vat. Dit is baie keer die kleiner boedels ook waar die persoon wat afgesterwe het nie genoegsaam gedink het aan wat gebeur as ek afsterf nie. En dat mense totaal al onvoorbereid is, baie keer finansiëel ook, as daar nie genoeg geld is om die bates te kan behou nie, of te skuif of af te los. En dan is daar gesprekke wat moet plaasvind, of daar moet begunstigdes instaan om die kostes te kan dra, of daar moet van die goed verkoop word. Maar dit is daai, ek wil amper sê onvoorbereidheid wat baie keer veroorsaak dat ons langer neem met iets wat uit die oog uit baie eenvoudig lyk, maar as gevolg van 'n tekort in finansies, tekort van goeie beplanning en dan wat gebeur daarna, maak dit baie keer dat hierdie eenvoudige prosesse natuurlik baie langer kan duur. So dis nie noodwendig dat dit kompleks moet wees nie, maar ewen die gewone noem dit nou maar straightforward boedels wat ons inkry, kan ook lank duur, as gevolg van klein goedjies wat hak. As ek dalk kan noem daarso, my ervaring is dat dit die groot en ryk mense se boedels is die wat maklik loop. Dit is gewoonlik teendeel is die mense wat minder gewoond is aan geld, wat eerder sal beklei oor die boedel se bates, of die klein boedels waar dan nie noodwendig kontant is nie, is eintlik die wat gewoonlik langer neem. So weer eens, dit kom eintlik wanneer op baie boedelbeplanning is vir jou net so belangrik, voor dood, as basies eintlik na die nadood, as 'n mens ook daarna gaan kyk, maar kom ons bly gou by die kompleksiteit, van 'n boedel, en beweeg bietjie na kostes toe, want daar's eksekuteursfooie, daar's belasting, aannames wat gemaak kan word, en dan is daar addisionele regskostes, wat byvoorbeeld ook 'n rol kan speel. Ek gaan sommer hierdie ene begin by jou, Philip, watse ander addisionele regskostes kan daar ontstaan binne in 'n, kom ons sê net maar, 'n gekompliseerde boedel, of 'n boedel waar byvoorbeeld net een eiendom in is? Dit is ongelukkig nie verniet om dood te gaan nie, daar is verseker geld daaraan gekoppel. Maar my ervaring is dat dit is nie so erg soos wat baie mense het wil voorgee nie. Daar word altyd 'n prentjie ingekleer dat jy gaan moet eksekuteursfooie moet betaal, en jy gaan dan trusteefooie moet betaal, en dan gaan oordragsfooie wees en meestersfooie. En dit is soos honderde duisende. Dit klink soos honderde duisende rande, maar dit is gewoonlik eintlik 'n druppel in die emmer, want dit is baie, die goeder is volgens persentasies gekoppel aan die waarde van die boedel, die waarde van die eiendom, en dit is nie noodwendig so baie nie. En selfs met oordrag van eiendom, met iets wat gewoonlik 'n duur oordrag is, of 'n duur uitgawe is, op 'n boedel word ons vrygestel byvoorbeeld van die hereregte. So dit maak die oordrag van eiendom aansienlik goedkoper op 'n boedel. Of daar's maniere rondom dit, as die binnegemeenskap van goed getroud was, kan mens oordrag by wyse van 'n testament doen, wat weer eens 'n goedkoper manier is van oordrag. So daar is nie hierdie aspek van dit gaan so astronomies duur wees as wat mense die prentjies soms wil inkleer nie. Dit kan heelwat goedkoper wees. En boonop dit, in byvoorbeeld my praktyk, en ek weet ek is by verre nie die enigste wat dit so doen nie, mense sit met kliënte en praat met hulle, want die laaste ding wat ek wil hê is dat die weduwee op straat opeindig of iets soos dit. So mens maak met hulle afbetalingsooreenkomste aan, mens maak planne om die ding uit te sorteer. Ek kan die boedel tot 'n mate afhandel, en dan kan mens net daarna die afbetaling vir die oordrag van die eiendom uitsorteer. So daar's verseker maniere om met die goeder te onderhandel. Kyk bro, terug aan jou toe natuurlik met eksekuteurs en julle produkte vir hierdie nê. Jy weet waar ou byvoorbeeld dan nou hierdie, kom ons sê premie half kan vooraf bepaal, nommer 1 gedurende jou beplanning voor afsterwe, en natuurlik dan nou hierdie premieplan inbou, om hierdie tipe van kostes dan ook te kan beredder. As jy 'n bietjie daaroor kan uitbrei. Ja, so baie van die goedes wat as koste in jou boedel opkom, kan mens voor die tyd bepaal. Want dis gewoonlik persentasies oor die grootte van die eiendom, wat dit werd is, die grootte van jou bates, hoeveel geld jy het. So baie van die goed kan mens vooraf bepaal
wat gaan dit jou kos as jy dan te sterwe kom? Nou ons het versekeringsplanne wat ons dan gebruik daarvoor. Ons indemnifiseer die wettige aspekte van uitgawes in so 'n boedel, die administrasiegedeelte. Wat ook gewoonlik die grootste uitgawe is in 'n boedel. Dit is nou buite jou laste. Ja. Laste is finansiële beplanning. Mens moet seker maak dat jy jou laste kan bekostig as jy dan te sterwe kom. Ons probeer om so ver soos wat ons kan om te kyk na wat is die administrasie impak. Ja. Wat gaan die impak wees wanneer jy te sterwe kom en om daai geld dan so ver as wat ons kan te indemnifiseer dat jy dit nie uit jou boedel uit moet betaal nie, maar uit 'n versekeringsproduk uit betaal. Dan kan jy dit redelik naby beplan. Hoe kan ek dit wegvat van my boedel dat my boedel dit nie moet betaal nie. Moet nêrens heen gaan nie, want net hierna bespreek ons kenners watter foute families die meeste maak en wat jy kan doen om dit te vermy. Jy kyk nog na wins of verlies en ons bespreek natuurlik boedels en testamente. Ons gaan nou 'n klein bietjie persoonlik raak en kyk hoe jou laaste wense die mense naaste aan jou kan beskerm of natuurlik seermaak. As 'n meneer, ek dink hier is 'n bietjie meer 'n sensitiewe saak wat ons aan gaan raak. So kom ons begin by kom ons sê gesinstipe van 'n boedelbeplanning en testament optrek. Daai tipe van beplanning, ek gaan hier begin sommer by jou Philip, jy weet, hoe struktureer jy 'n sulke testament byvoorbeeld? Tipiese manier waarna mens daarna sal kyk sal wees by wyse van 'n testamentêre trust, 'n mortis causa trust. Waar mens by mense dan nou die geld of jou bates of wat ook al dit is dan nou in die trust instort en jy stel trustees aan wat dan nou vooraf, noem hulle in jou testament wie jy graag dan nou wil hê moet die geld bestuur. Nou die wonderlike ding van dit is dat die kinderwet laat ook toe dat as beide man en vrou sterf dat jy ook kan voogte nomineer wie jou kinders moet oorneem. Dis 'n vraag wat ek gevra het. Wel, hier's die antwoord dan nou. Die persoon wat jy as voog nomineer, hoef nie noodwendig dieselfde te persone te wees wie jy as trustees nomineer nie. So, wanneer mense aan voogte dink, sal jy tipies dink, wie is dit by wie ek wil hê my kinders moet bly? Wie kan hulle grootmaak? Wie het die tipe selfde morele inslag as wat ek het en wie sal my kinders grootmaak soos wat ek dit graag wil hê? Gabriel, ek gooi hom daar na jou toe. So, met ander woorde, ek kan nou twee byvoorbeeld voogte in my testament inbou en is dalk my broer of is my neef en nou kom die testament voor in dag en jy weet albei partye is dalk oorlede, jy weet binne 90 dae van mekaar of in 'n motorongeluk en nou is hierdie swaar besluitneming moet gebeur. En daai voog byvoorbeeld wat jy aangestel het sê nee. Ja. Jy weet, so wat gebeur dan? Daar's 'n maatskaplike proses wat gevolg word vir hulle om wettiglik aangestel te word as die voogte. Is nie die dokument wat dit wettig maak nie. En dit is 'n ding wat baie keer misverstaan word. As jy byvoorbeeld 'n bankrekening vir die kinders moet oopmaak, net omdat jou naam in die testament staan, beteken nie jy's die wettige voog outomaties na daai persoon of na die ouer oorlede is nie. Maar dis 'n nominering. En dit gee dan 'n goeie riglyn vir wat is dit wat ek wou gehad het as die ouer van die kind waar my kinders moes gegaan het. Dan raak die proses makliker. Maar daar's 'n koste-element en ek dink baie mense weet nie dit nie. Ek dink mense dink as ek byvoorbeeld my man of my vrou of kom ons sê my buurman of my prokureur aanstel en hy het dalk nie eens daarvan geweet nie en nou kom hy nou te sterwe en daar's koste aan 'n boedel. Jy weet en nou dink hulle nee, maar ek het die eksekuteursfonds in die testament het ek 0% gemaak want hoekom wil ek nou wat sal my man geld vra of my buurvrou geld vra. Jy weet maar daar's koste hier aan verbonde. En dan natuurlik jy weet dan is altyd die opsie terug na jou toe Philip om te sê maar ek stel my vrou aan as my eksekuteur of haar aangesteldes. So met ander woorde, mag hulle dan byvoorbeeld dan nou na jou regspraktyk toe gaan en jou basies jy weet dan aanstel van daai boedelberedding en natuurlik die fooi en alles wat saam met dit gaan te kan onderhandel. So die regulasies onder die ou prokureurswet is in elk geval so geskryf dat waar 'n leek aangestel word as 'n eksekuteur. Dis nou tipies die langslewende gade of wie ook al dan nou nie die kennis het hoe om 'n boedel te beredder nie. Hulle word in naam as eksekuteur aangestel, maar hulle moet bygestaan word deur 'n agent. En die agent sal dan nou 'n prokureur of 'n ouditeur of 'n trustmaatskappy of so wees. En dit werk wonderlik in praktyk. Die ander groot voordeel daarvan is dat daai persoon kan soos jy sê onderhandel met fooie. Gabriel, jy wil iets bysê? Ja, ek wil graag iets bysê. Dit is deel van die vraag wat jy gevra het. Ja. Mense kyk na die onkoste, hulle dink as ek my vrou aanstel,
is daar nie onkostes nie. Ja. Maar dikwels gaan jou vrou dan soos wat Philip nou sê na 'n prokureur toe gaan. So jy gaan nog steeds die administrasie aan iemand moet betaal. En ek dink dis een van die dinge wat ons van ons kant af op die tafel sit voor die tyd. Ja. As jy kom ons vat daai fooie van die tafel af heeltemal. Ja. Kom ons gee vir jou die opsie om te sê jy betaal daarvoor of as 'n versekeringsproduk terwyl jy lewe. Juist dat daai gesprek nie meer die gewig het om te sê ek wil nie hierdie uitgawe op my boedel los nie. En juist dan as jy jou vrou aangestel het, dan kan jy net sowel 'n maatskappy aanstel wat dit dan kan behartig. Baie van die kere kom die argument ek kan dit nie bekostig dat iemand anders dit doen nie. Ja. Maar dan gaan jy dood en dan kan jou vrou of jou broer dit nie regtig bekostig om dit self te behartig nie en dan raak dit hulle uitgawe. Gabriel, net van jou kant af, jy weet, om af te sluit en so aan, wat is die foute wat die meeste van die kykers byvoorbeeld daar buite maak, persepsie wat daar buite is, jy weet, teenoor wat hulle die oplossing kan vind, byvoorbeeld soos by eksekuteurs? Ek dink een van die grootste goeters is om te dink dat daar sal genoeg geld wees. Ons kry baie keer dat mense dink hulle het kredietkaartskuld, hulle het 'n huislening en dit word uit die prentjie uit verloor partykeer dat ek het hierdie versekering wat ek gehad het op die skuld wat ek gemaak het, het ek nou al 2 of 3 keer in my lewe gebruik. En ek is onderverseker as ek doodgaan. So die mite of die ding wat baie keer 'n slaggat is jy voel jy's alright as jy ter sterwe kom, maar jy het nie die omvang van die administrasieproses noodwendig in ag geneem van wat is die ander uitgawes wat gebeur nie. Ja. En dan hardloop jy kort. So om dit in ag te neem en dit op die tafel te sit is natuurlik die beste ding om net ten minste die gesprek te kan voer. Ja. En dikwels is 'n individu het so klein bietjie insaag nodig, want jy weet nie. Ek gebruik baie keer die voorbeeld om te sê ek weet nie wat om te vra as ek nie geweet het ek nie weet nie. So praat met 'n kenner. Ja. Sit die goeders op die tafel dat mens die blinde dele wat jy nie bewus is van nie, op die tafel kan sit dat ons kan aanspreek. Natuurlik. En Philip, van jou kant af, jy weet net vir ons kyker daar buite, hoe relevant is julle nog in private praktyk sou jy sê? Baie relevant. As ons met kliënte werk waar ouma en oupa nou al oorlede was en hulle boedels was deur die banke beredder of deur die groot instansies beredder, ek soek nog die kliënt wat tevrede was met hulle diens na die Ja, tyd. korrek. As jy by die kleiner praktyk werk, of dit is nie noodwendig kleiner praktyk nie, maar eerder met die privaat praktyk werk. Jy weet met wie jy werk, jy weet wat jy kry 'n opgeleide persoon daarin. So met ander woorde, jy gebruik mos hulle nie jou bank vir jou egskeiding nie, jy weet. So dit kom maar eintlik amper op dieselfde neer, jy weet. So kom ons los dit maar net daarso. Alright manne, ek dink ja, dit was dit vir vandag gewees, maar baie dankie. Ek dink ek het net so baie geleer en ek glo ons kykers ook daar buite en natuurlik jy weet, hulle kan enigtyd met julle in persoonlike kontak maak. Ek dink inteendeel hulle gaan dit voorstel. Maar baie dankie vir julle tyd, hoor. Baie dankie Thys. Ja, sy. En baie dankie dat julle natuurlik saam gekyk het. Maar onthou een ding, boedelbeplanning gaan nie net oor die dood nie. Dit gaan oor die mense wat julle agterlaat. Ons sien julle weer 'n volgende keer net hierop Wins of Verlies.